Ons julle goeienaand. Ons lekker om almal weer te sien. Ek gaan sommer dadelik vir ons bid en dan begin ons. Lewende Here, Hemelse Vader, Gees van God, ons kniel voor U troon en ons aanbid U. Nie net vir wat U doen nie en gedoen het nie, maar vir wie U is. So Here, word asseblief verheerlik deur alles wat vanaand gesê word en deur ons ook wat luister, en ek bid dat U ons almal saam vanaand onderdanig sal maak aan U woord, en ek bid dat ons met daai gesindheid sal luister, dat U die Here is en ons die slawe, en dat U met ons sal werk en ons harte innerlik sal vernuwe. Asseblief, ek bid vir die verskillende plekke waar ons almal is vanaand. Ons op 'n plek is waar ons die lewe geniet en baie vreugde beleef, en ons op 'n plek is wat so half in die middel rond hang en eintlik weet wat ons voel nie. As ons op 'n plek is wat vir ons donker is of onseker is, bid ek dat U ons sal ontmoet daar, en dat U ons sal oplig, en dat U ons innerlike sal vernuwe. Ek bid dat ons 'n visie van U sal hê, en dat U ons sal lei. Asseblief, ons bid dit in Jesus se naam, en almal antwoord. Alrighty, so ons het laasweek ons het begin met Filippense en na wie is Filippi vernoem? Wie kan onthou? Nie notas kyk nie, wat ons nou ken. Come on. Ek moet dit vir julle leer. Julle kan dit net so 'n bietjie leer ook verslaag. Okay, so wie kan onthou? Enigiemand? Sê weer? Iemand se seun. Dis close. Dis 'n baie goeie antwoord. Baie veilige een moet ek sê, want gewoonlik is iemand nogal iemand se seun. Jy weet gewoonlik. Maar ek hoor wat jy sê. Ek het gehoor wat jy sê. Ja, dis Alexander se seun, nee, is Alexander se pa. Ja, skielik is niemand se seun nie. Dis iemand se pa. Maar hy's iemand se seun ook. So dis Filippus die tweede. Filippus die Macedoniër. Rael, onthou dit? Hallo, gaan die liggie nou aan? Okay, nou is hy aan. Nou dat ons gesê het, nou is dit aan. Goed. So wat kan julle onthou? Draai 'n bietjie na mekaar toe, rondom mekaar toe, en wat kan julle onthou van die stad Filippi? Draai sommer net 'n bietjie, gesels 'n bietjie. Jy kan op jou notas kyk. Dis fyn. Herinner mekaar net gou so 'n bietjie, hernuwe net so 'n bietjie wat ons laas week gedoen het. Right. Is dit al? Lyk my julle het begin tone down. Het julle goed. So kom ons hoor so 'n bietjie. Wat kan julle onthou? Ons het gepraat oor 3 goed. Ons het gepraat oor die stad Filippi, ons het gepraat van Paulus se verhouding met die ouens in Filippi, en het ons gepraat laastens oor die brief. So ons is net by die eerste opskrif nou. So wat onthou julle oor die stad Filippi? Kom ons gooi sommer so uit. Ja, dis 'n arm provinsie, né? Die hele Macedonië is 'n redelike arm provinsie. Ons het vir 2 Korintiërs 8 gelees, waar Paulus praat van hoe hulle begenadig is deur die Here, deur geweldig vrygewig te wees, bo hulle vermoë. Was 'n arm groep mense gewees. Yes, wat nog? Ja, daar is net een tempel, hy's in Jerusalem, maar daar was nie 'n sinagoge gewees nie, né? Definitief, baie dankie. Baie belangrike punt. So daar was nie 'n sinagoge gewees nie. Daar was nie genoeg Jode nie. En dis eintlik snaaks, want in die meeste antieke stede was daar sinagoges gewees, maar Filippi nie. En dis meestal heidene. As ons Handelinge 16 lees, dan sien ons is net heidene wat daar tot geloof gekom het. Ons sê nie daarmee daar was nie Jode betrokke nie. Maar hulle was baie min gewees. En as ons dan, wat is nog snaaks? As ons kyk na die Handelinge storie, daar's nie Jode nie en daar was ook nie wat gewees nie. Ja, hoor dit? Mans. Daar was nie maar, het ek dit nie gesê nie? Het julle dit nie gelees nie? Daar's geen mans nie. Gewonder was die konflik nie. Ja, nee, ons sê nie daar was nie mans in die gemeente nie, want as jy die brief lees, en lees jy van Epaphroditus, jy lees hier en daar van 'n paar, maar dis hoogstel, maar selfs in die brief domineer die vrouens. Daar's Euodia en Syntyche waarvan Paulus praat in hoofstuk 4, en in Handelinge geen niks nie. Lydia kom tot geloof in Filippi, geen mans nie, geen Jode nie. So geen mans, geen Jode, man, dis hemel. Is dit nie? So
Sê net weer. Ja, dis reg. So daar was 'n klomp Romeinse soldate. Dit was 'n senatoriale provinsie. Eintlik aanvanklik was dit net 'n Romeinse kolonie en toe van 44 na Christus af was dit 'n senatoriale provinsie gewees. Hulle het nie belasting betaal nie. En omdat maar Paulus skryf dit waarskynlik vanuit Rome, né? Hy skryf dit vanuit Rome en die keiserlike wag was daar gewees. Hy praat op 2 plekke van die keiserlike wag. En dit klink vir ons asof van die ouens heel moontlik al die evangelie, hulle het die evangelie obviously gehoor want hulle stap saam met Paulus. So hulle het dit gehoor en heel moontlik het van hulle was al besig om te stoei met hierdie waarhede van die evangelie. Ja, great. Dalk nog 'n laaste ding van die stad Filippi of die omstandighede. Ek kan iets oor Rome ook sê as julle wil. Yes, dis reg. Baie Romeine het daar gaan aftree. Daar was 2 groot stede, 2 Griekse stede waaraan die Romeine gaan aftree het. Die eerste was Filippi. Ons het daaroor gepraat en so 80% van die mense wat daar gebly het, was waarskynlik het Latyn gepraat en nie Grieks nie. Dit is snaaks, want dit is 'n Griekse provinsie, dit is 'n Griekse stad. Selfde met Korinthe. Korinthe was weer 'n baie groot stad. Daar was ten minste 20,000 mense gewees, later waarskynlik nader aan 100,000. En hulle 80% van die inskripsies wat hulle in Korinthe opgegrawe het, was ook in Latyn. So die Caesars wat afgetree het, die veral die soldate, die veterane, want baie van die veterane was buitelanders gewees, maar as jy jou diensplig gedoen het vir die Romeinse leer, dit het 20 jaar geduur. So onthou net toe ons nog diensplig gehad het, was 2 jaar, sit dit 'n 0 aan en dan het jy die Romeinse ding. So hulle het 20 jaar lank diensplig gedoen en hulle van hulle grootste generaals en tribunes en centurions, jy weet hoofman oor 100 was baie keer uitlanders gewees. Mense wat buite van wie kan Gladiator onthou? Hallo, Gladiator, hy's 'n Romeinse generaal, maar waarvan af het hy gekom? Spanje. Ja, is iemand wat bietjie meer uitkom. Hy het van Spanje afgekom, maar hy was 'n Romeinse generaal gewees. So baie van daai ouens het van ander plekke afgekom. Hulle kon almal Latyn praat van vele 20 jaar van diensplig en hulle daar gaan aftree. Of in Filippi of in Korinthe. Alright. So tot ons 'n bietjie gepraat oor Paulus se verhouding met die gemeente. So wat onthou julle daarvan? Ek het al klaar 'n bietjie gesê, geen Jode, geen mans in Handelinge 16. Daar's waarskynlik hier en daar 'n man dan opgedaag langs die pad. Wat onthou julle nog van Paulus se verhouding met die gemeente? Ja, baie beslis. Dit was een van sy gunsteling gemeentes. So die Macedoniese gemeentes, en ons bedoel Macedonië, dan bedoel ons eintlik maar Filippi en Thessalonika was definitief sy favourite gemeentes. Berea is ons nie so seker van nie, ons weet nie. Daar het mense ook baie mooi tot geloof gekom en trouens daar was die mense so ontvanklik dat hulle die skrif ondersoek het om te sien of dit is soos Paulus sê. Paulus was baie beïndruk geweest daardeur. Romeine, Handelinge 17:11 sal jy dit lees. Goed, so maar ons weet nie baie meer van Berea nie, maar Thessalonika en Filippi, favourite gemeentes, hulle het hom die minste grief gegee. Yes, dankie. Wat nog? Wat kan jy nog onthou? Nog iets? Going. Gone, okay. Dan het ons hierdie kaart vir julle gewys. Daar's Paulus se sendingreise, het ons 'n bietjie na gekyk en ek het daai kaart vir julle gewys. Ek wys dit sommer net weer net om julle te herinner, julle was hier gewees. Maar en dan ons die brief. So wat 'n drammie na mekaar toe? Wat onthou julle van die inhoud van die brief wat ons laasweek na gekyk het? So, ons het begin met hoofstuk 1 tot by 1 vers 27. Draai 'n bietjie na mekaar toe, gesels gou daaroor. Wat onthou julle van die inhoud van die brief? Ja, dis reg. Paulus gebruik 'n baie belangrike term in Christus, né? So Christus is in ons is in hom. Dis 'n verhoudingsterm. Hy gebruik dit meer as 150 keer in sy briewe. Dit is net incredibly baie. Dis hoekom party teoloë, ek het dit vir julle genoem laasweek, die in Christus frase beskou as die hart van Paulus se teologie. En so dis 'n baie belangrike ding. Ons leef in ons verhouding met hom en ons leef binne in sy storie. Dis baie dankie. Dankie, dis 'n baie belangrike punt daai. Wat onthou julle nog? Wat is die hooftemas van die brief? Eensgesindheid en blydskap. Ja, eensgesindheid en blydskap. En Paulus gebruik hier, as hy praat van eensgesindheid, gebruik hy nogal die woord phroneo wat gaan oor denke. As hy sê eensgesindheid, praat hy altyd van julle moet eners dink.
beteken nie moet saamstem oor alles nie. Dit beteken jou mind, jou gedagtes moet gesentreerd wees rondom Christus. En as dit gesentreerd is rondom Christus, dan kan die gemeente een wees. En natuurlik blydskap is 'n baie belangrike topic. Alright, ek dink dis genoeg. So kom ons gaan aan. Dalk net een of twee goed wat ek dink is ook relevant oor die brief. Watter belangrike veldslag het plaasgevind naby Filippi? Wie kan onthou? Julle kan net sê tussen wie dit was. Watter jaar kan julle onthou? 42 voor Christus. Nee, maar ja, 42 voor Christus. En dit was die mense wat Cassius en Brutus wat vir Caesar doodgemaak het. Onthou julle dit? Hulle het beklei teen wie? Ja, Mark Antony en ja, dis reg, Augustus. Toe was hy nog Octavianus, né, maar Augustus. Dis heeltemal reg. Dankie. So belangrike veldslag en vir Filippi was dit belangrik want dis hoekom hulle onder andere baie Romeinse eer gekry het. Hulle het hulle geskaar aan die kant van Octavianus en Mark Antony. So later dis eintlik Mark Antony wat in 44 voor Christus dit was omtrent hier by 34 voor Christus het hulle Romeinse koloniestatus gegee en dit was Tiberius wat in 44 nee, dit sal nie Tiberius wees nie, Claudius wat in 44 vir hulle gesê het hulle is nou 'n provinsie van die Senaat. Dis 'n belangrike ding, jy het twee soorte provinsies gekry in die Romeinse Ryk. Jy het 'n imperiale provinsie gekry en dan het jy 'n senatoriale provinsie gekry. Imperiale provinsie is 'n provinsie wat onder direkte ingrype van die keiser geval het. So hulle het vir die keiser 'n diktatorskap toegeëien. Dit is nie in daai dae so 'n negatiewe term soos vandag nie. Diktatorskap het beteken jy het dis gewoonlik die provinsies wat baie moeilikheid gemaak het, waar daar baie opstande in was. So die keiser kon hy direkte ingrype mag gehad om daai goed uit te sorteer, net sy wil, hy hoef nie die senaat te raadpleeg daarvoor nie. En dan het jy die provinsies gehad waar dit redelik goed gegaan het, wat redelik rustig was. Hulle het onder die senaat geval. En hulle was senatoriale provinsies. Die provinsie van Judea in Israel. Raai wat se provinsie was dit? Wie wil raai? Imperiaal. Ja, hulle het baie moeilikheid veroorsaak. En daar was gedurig legioene rondom Israel en natuurlik in Caesarea om reg te wees om in te gryp, want as die Paasfees naby is daai Jew boys se bloed naby kookpunt. Jy weet, dan het jy baie hulp nodig. Goed. So Filippi, 'n senatoriale provinsie, hulle was goeie ouens gewees, hulle was redelik onderdanig. Hulle het nie belasting betaal nie. Hulle het regtig die eer van die keiser gehad. Goed. So ons het 'n bietjie saam gelees en ons het gelees oor die baie blydskap en die pleidooi tot eensgesindheid. En dan in hoofstuk in vers 27 van hoofstuk 1 lees ons nou verder. So die stukkie wat volg, julle sal onthou, ons het vir die inhoud van die brief het ons hierdie 3 hoofdele gegee. So ons het verlede week gepraat oor hoofstuk 1 vers 1 tot 26. Dis basically eintlik maar die inleiding en Paulus se verhouding met die gemeente en vanaand begin ons met die tema van 'n evangelie gefokusde lewe. Hoe lyk en dit jy vra vir jouself hierdie vraag persoonlik. Jy moenie die Bybelskool 'n kop ding maak nie. Ek weet jy kry hier baie inligting, so jou kop is betrokke. Dit is ook een van die bedienings van die gemeente waar jy actually 'n bietjie moet dink. En ek bedoel die liewe Here weet ons dink nie eintlik in die kerk nie. So ons moet leer dink. Maar vra dit vir jouself dit persoonlik. Wat sê die Here vir my? Wat moet ek doen? Vra dit vir jou 'n paar vrae. As ons deur die Bybelskool gaan, watse sonde moet ek bely? Watse nuwe gewoontes moet ek aanleer? Watse nuwe prentjie van God moet ek ontwikkel? Watter nuwe prentjie moet ek ontwikkel van God se verwagting van my? Hoe lyk dit waar Christus regeer? Hoe lyk dit daar waar 'n gelowige gedryf deur die werking en die krag en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, hoe lyk dit waar 'n Heilige Gees iemand se lewe vernuwe? Wat sê hierdie teks daaroor? En jy praat nie in die derde persoon hy of sy nie of 'n mens nie, ek. Wat moet ek doen?
En want as dit net inligting bly, dan help dit nie eintlik nie, né? Dan word ons net slimmer. En dis nie die Heilige Gees se rol om ons slimmer te maak nie. Hy wil ons verander. Dis 'n baie ander tipe vraag wat jy vra. Goed. So, ons is by 1 vers 27. So Paulus begin hier praat, hierdie is 'n evangelie gefokusde lewe. Hoe lyk dit? Hy sê hoofsaak. Aan die ander hierdie is die basiese ding. Hy het nou gepraat oor eensgesindheid, oor blydskap en dan sê hy, hoekom hy dit sê? Hy sê die hoofsaak is dat julle lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus moet wees. So lewenswandel, hy praat daarvan julle burgerskap. Hy gebruik nie lewenswandel soos peripateo wat hy op ander plekke gebruik, julle wandel, julle loop nie, hoe julle stap nie. Hy gebruik die woord vir burger. Julle is burgers. As burgers moet jy anders optree. Die woord beteken, dis een woord, maar hy beteken letterlik ek leef as 'n burger. Dis wat as hy praat van lewenswandel, dan is dit waarvan hy praat. As jy byvoorbeeld kyk, waar sal dit nou sê? Kom ek kyk net gou of ek dit kry gehou. Yes. Kyk gou 'n bietjie na 3 vers 20. Blaai gou net na 3 vers 20 toe. Maar ons is burgers van die hemel, van waaraf ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag. So hy gebruik gebruik hy die selfstandige naamwoord, maar in hoofstuk 1 vers 27 gebruik hy die werkwoordvorm van presies dieselfde woord. So hy is eintlik op pad om te sê, hoor hierso, eintlik moet jy net optree nou in ooreenstemming met jou nuwe burgerskap. So hy sinspeel obviously op die burgerskap wat die Filippense het. Julle is burgers van die Romeinse Ryk. Julle het sekere voordele, benefits wat julle kry van die Romeinse Ryk, maar onthou net, julle is nie burgers in die eerste plek van die Romeinse Ryk nie. Julle is nou burgers van 'n nuwe wêreld. Julle is burgers van God se koninkryk. Julle is burgers van die hemel. So hy maak staat op 'n nuwe identiteit. Hy sê julle het 'n nuwe identiteit. Julle is nuwe mense en julle het geëmigreer. Ek sê goeie nuus, as jy wil immigreer, as jy Christus is, jy klaar geëmigreer. Jy het geëmigreer na God se magsveld toe. Jy het geëmigreer na sy wêreld toe. Jy het geëmigreer na die hemel toe. Jou lyf hang nog 'n bietjie hier rond, maar jou identiteit en jou posisie is in die hemel. En hy probeer sê, as jy 'n burger van die hemel is, dan moet jy so leef. Maar waar moet jy dit leef? Hier op aarde, waar hy twee koninkryke clash, waar God se heerskappy en die heerskappy van sonde en die bose saam met mekaar leef. Weereens, julle sal my hierdie ding baie keer hoor sê, omdat dit so fundamenteel is, Matteus 13, julle onthou daai, die koring groei saam met die onkruid. Dis net 'n ander manier wat Paulus sê, julle leef in hierdie wêreld saam met die teenstanders van die evangelie, saam met die onkruid, maar julle leef as burgers van die hemel. So julle moet die hemel verteenwoordig hier. En jy moet dit doen in alles. Jy moet dit doen in jou opinie van wat in die wêreld aangaan, hoe jy opinie uitdruk. As jy praat oor Trump of oor Joe Biden of oor Putin of oor enigiemand, moet jy altyd onthou, jy's nie in die eerste plek 'n burger van Suid-Afrika nie. Jy's dit ook inderdaad, maar jy's 'n burger van die hemel. Hoe praat jy oor dit as 'n burger van die hemel? Dis jou primêre identiteit. Daarom kan jy ook nie angstig wees oor die dinge wat in hierdie wêreld aan die gang is, asof jy geen ander burgerskap het nie. So, een van die dinge wat ons doen as burgers van die hemel in hierdie wêreld, ons bring die heerskappy van die magsveld waarbinne ons leef, ons bring die heerskappy van die wêreld waarin ek en jy geestelik leef, bring ons na hierdie gebroke wêreld toe, sodat in hierdie plek God se heerskappy al hoe meer duidelik kan word, en sodat ander mense ook kan medeburgers word van die koninkryk van die hemel. Soos Paulus sê, hoofsaak is dit, dat julle lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie moet wees, dan sê hy, jou burgerskap is in die hemel, en dis jy moet leef. So hy sê, as ek dan kom, sal ek self sien, of as ek nie kan kom nie, sal ek deur berigte hoor, dat julle in volkome eensgesindheid standvastig saam stry vir die geloof en vir die evangelie. Hier's eensgesindheid weer 'n keer, saam stry, eensgesindheid saam stry
vir die geloof van die evangelie en julle in geen opsig deur die teenstanders laat afskrik nie. Hierdie is 'n belangrike ding vir eensgesindheid. Paulus herinner die mense hierso, die teenstanders is nie hier binne nie. Hulle is daar buite. So moenie hier met mekaar beklei nie. Dit maak nie sin nie. En selfs al beklei hulle met die buite, beklei hulle met die wapens van die koninkryk. Hulle beklei nie soos met 'n swaard, met 'n mes en met verneinige woorde nie. Jy kan met die waarheid kommunikeer, jy kan goedheid kommunikeer, jy kan God se wil kommunikeer, maar jy doen dit met liefde, jy doen dit met respek, maar die enemy is veronderstel om maar buite te wees. Moet hom nie binne plek gee nie. Hier moet ons saam wees. Hier moet ons een mind hê. Al verskil ons oor van die eksterne sake. En dis my so jammer, dat so baie gemeentes en baie plekke waar mense die evangelie verkondig, dat daar sulke oneenigheid in die gemeente is. Dat die mense nie kan dat hulle mekaar hanteer as vyande. Dat baie kerkrade en predikante mekaar as vyande hanteer. Dat, en dis nie net, dis in ander denominasies ook. Toe ons na Mikael se pos geadverteer het ons aansoeke gekry van ander kerkdenominasies ook. En daai mense het vir ons gesê, daar gaan dit net so. En dit is net vir my so jammer dat dit so is. So Paulus herinner hulle, julle moet eensgesind saam staan, want dis julle heil. As die wêreld taaf is, dan moet hierdie die plek wees waar jy jouself kan kom wees. Dan moet hierdie die plek wees waar jy jou skoene kan uitskop, waar gelowiges mekaar om die lyf vat en sê, hoorie, kom ons bid saam vir die wêreld. Hier ondersteun ons mekaar, hier help ons mekaar, hier staan ons mekaar by. Ons beklei nie hier nie, al verskil ons. As ons verskil, ons het so, dit is my so lekker gewees, Sondagoggend, toe vertel my kollegas my, ek was nie hier nie, ek het gepreek daar op die Wesrand, maar toe hulle die oggend inkom, dis daar ons kom gewoonlik daar in die kombuis by mekaar in die oggend, net voordat ons by, jy weet, die band en die leraars en almal bid ons saam vir die diens gewoonlik. En toe een van my kollegas vertel vir my, ek dink dit was JI gewees, toe hy inkom, toe is daar 'n baie wonderlike debat aan oor Donald Trump. Jy weet, en daar's 'n pro en daar's 'n anti. Maar hy sê my wat vir hom so cool was is, dis 'n vreeslike gemoedelike debat gewees, jy weet. En albei mense is baie ernstig oor 'n standpunte, maar daar's 'n gemaklikheid en daar's 'n rustigheid en daar's 'n kalmte. Daar's geen fanatisisme nie, daar's geen finale ding van my mag, jy's pro Trump, ek wil nie meer praat nie. Daar's niks van daai nie. En dis nie veronderstel om so te wees nie. Ons kan ons opinies hê, dis goed, maar Christus is die sentrum van wat ons is. Ons leef binne in sy storie. Ons probeer hom nie intrek in ons storie nie. En so hierdie eensgesindheid is ongelooflik belangrik. So hy sê, julle moet standvastig wees, mekaar vashou, saam stry vir die geloof en julle in geen opsig deur julle teenstanders laat afskrik nie. Moenie bang wees nie. Dis nie nodig nie. En dan sê hy, dit is vir hulle, vir wie? Die teenstanders, 'n teken van hulle ondergang. Met ander woorde, die feit dat jy teenstand het, die feit dat jy teenstanders het, dat jy swaar kry, is 'n teken van wat? Dat God nie met jou is nie. Nee, dis 'n teken daarvan dat daar 'n groep mense is, wat besig is om onder te gaan, sonder Christus, en is 'n teken van jou redding. So wanneer jy, ons in vandag se wêreld het ons die omgekeerde. En dit kan jy eintlik net sê, dis makliker vir mense wat in 'n arm omgewing leef soos die Filippense, wat baie swaar kry, en wat baie teenstand het, hulle geloof is al gevorm deur swaar kry. Met ander woorde, hulle vra nie die vraag, hoekom kry ek swaar? Waar is die Here? Ek tog dan, hy gaan ons help. Hulle vra nie die vraag nie. En daai is 'n mind-boggling mindshift wat jy moet maak. As jy die vroeë kerkvaders lees, ek gaan net vir julle so 'n stukkie net op die bord gooi van een van die apostoliese vaders. Dan hulle gedink, as jy swaar kry, dan verhef God jou tot 'n martelaar. Hy verhef jou tot 'n martelaar. Maar kom ons gaan verder. So hy sê, dis vir hulle 'n teken van hulle ondergang en van julle redding. En dit kom van God, sê hy. 1 Petrus praat mooi daaroor, dis God se wil. Baie mense vra, wat's God se wil vir my lewe? Wel, die Bybel praat nie oor God se wil in individuele terme nie. Hy praat eintlik net daaroor in kollektiewe terme.
Maar hy sê, Petrus sê die wil van God is onder andere dat ons met onreg kan verdra. Dis die een ding wat direk gekoppel word aan die wil van God. En dis hoe God ons geloof vorm. Vers 29. God het julle, hierdie is crazy. God het julle die voorreg gegee. Is die woordjie charis wat genade is, wat daar van 'n werkwoord gemaak is. Julle is begenadig, sê hy. Julle het genade van God ontvang. Hoe weet julle dit? Wel, julle het genade ontvang om Christus te dien, nie alleen deur in hom te glo nie, maar ook deur vir hom te ly. Paulus se punt is, ek het die Here so lief, ek wil so graag soos hy wees, dat wanneer ek ly, word ek begenadig deur hom. Hy lig my eintlik op na waar hy is aan die kruis. Dis hoe die vroeë kerk lyding gesien het. En julle, sê hy, het dieselfde stryd wat julle my al vroeër sien stry het en waarvan julle hoor dat ek nou nog steeds stry. Hier in hoofstuk, ek net gou hier kyk. Ja, ons ken almal hierdie gedeelte, maar in hoofstuk 3 vers 10, ons gaan volgende week mooi hanteer, maar kom lees net gou vinnig daarso. Paulus sê 3 vers 10, al wat ek wens is om Christus te ken, die krag van sy opstanding te ondervind en deel te hê aan sy lyding deur aan hom gelyk te word in sy dood. So Paulus sê, hier's twee goed wat jy kan verwag. As jy die gekruisigde, opgestane Christus volg, hier's hoe jy hom verheerlik. Jy beleef die krag van sy opstanding, jy beleef die donkerte van sy lyding. En Paulus sê, dis wat hy voorwens. Hy wens dit, want dit is hoe hy nader aan Christus kom. Hy beleef alles wat Christus aan sy lyf beleef het. Hy beleef die opstanding, hy beleef 'n wonderwerk, hy beleef mense kom tot geloof, hy beleef al hierdie wonderlike goed gebeur, maar hy beleef ook die lyding van Christus. En dit is deel van ons lewe. Dan gaan Paulus verder, ek gaan voordat ek verder gaan, ek gaan vir julle vra, die van julle wat nuut is, ek gaan vir ons 'n bord omstuur, wat julle kan vra opskryf, iets uit verlede week uit, of iets uit vanaand uit sover. Ek gaan hier by Chantel en Marie gee, en julle kan slank, stuur hom net so deur, en as jy seker as jy wil 'n vraag vra, moenie dat jy verby jou gaan nie, gryp hom net, en dan kan jy 'n vraag neerskryf. Okay, 2 vers 1. So Paulus gaan verder, hy sê, aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewing, daai innige meegevoel, onthou ons laas keer ook oor daai woord gepraat, meegevoel, dis splagna, onthou hulle die woord splagnitsomai, wat ons baie keer gebruik het, né? Dis die werkwoord van hom, splagnitsomai is eintlik die passiewe vorm, dis om ongelooflik diep te voel vir iemand. Is die sterkste woord in Grieks waarvan ons weet, in klassieke Grieks, in elk geval ook in Koine Grieks, waar die Bybel geskryf is. Wat gaan oor empatie, wat jy vir mense voel. So Paulus vergelyk die evangelie daarmee. Hy sê as jy in Christus is, dan het jy deelnemer geword van hierdie ongelooflike, omvattende deernis wat die Here vir jou het. Hy sê goed, so die innige meegevoel en die meelewing maak dan nou my blydskap, hier's blydskap weer 'n keer, volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van hart en een in strewe. Weereens, hoekom sê hy dit? Want waarmee is Christus besig in hierdie wêreld? Weereens, julle as jy in Oosterlig is al 'n ruk, dan sien al moeg hiervoor. Wat het gebeur in Genesis 3? 3 verhoudings het gebreek. Wat se verhoudings? God en mens, mens en mens, mens en skepping. Die natuur het gebreek en dit het geeskaleer van daar af deur
hoofstuk 4 waar Kain van Abel doodmaak, dan hoofstuk 6 die reëse wat van die hemel, mense wat van die hemel afkom en geslagsgemeenskap hê met die dogters op die aarde. Dit eskaleer dit en dan het jy hoofstuk 10 van Genesis, het jy van Nimrod, die eerste maghebber wat mense doodmaak. Hoofstuk 14 het jy die eerste oorlog. So sonde eskaleer net en die wêreld breek net verder en meer en meer. En weer eens, die Jode het geglo God is goed en as waar hy regeer, herstel hy daai shalom. Hy herstel weer die harmonie. Hy verenig weer die ganse kosmos. Hy verenig die hele wêreld. En daarom, as Jesus begin sê, die seun van die mens het gekom om te, of kom ek gebruik aan nie, bekeer julle want die koninkryk van die hemel het naby gekom, wat sê hy? In my het God begin om sy regering weer te vestig, om shalom weer te bring, om wat? Om daai verhoudings te herstel. En daarom kry jy in Efesiërs 1, 9 en 10, Kolossense 1 staan daar, sy doel met Christus was, God se doel met Christus was, om alles wat op die aarde is, alles wat in die hemel is, te verenig onder een naam, naamlik Christus. So wat is God se doel met die wêreld? Eenheid. Raai julle met my? Eenheid. Hy is as almal onder hom een is, dan sal die wêreld weer heel wees. Dis hoekom hy gekom het. Hy het gekom om te heers, om te regeer, om te betaal vir ons sonde aan die kruis, sodat ons almal onder sy heerskappy kan inskuif. En wanneer hy sentraal in ons lewens is, dan word die kerk 'n prentjie van daai eenheid wat hy in die ganse kosmos wil skep. En dit is wat mense van die buitekant af moet raak sien as hulle na die kerk kyk. Hulle moet eensgesindheid sien. Want as hulle eensgesindheid sien en liefde en goedheid en vrede, dan koop hulle later die idee as hulle dink dat God kan hulle een maak met hulle bure, God kan hulle een maak met hulle familie, God kan hulle een maak met homself. En dis wat mense trek na die evangelie toe. Dis waarom Paulus so pleit vir eensgesindheid. Daarom wat ons dink oor ons medebroers en susters in ons selgroep, in die kerk, in die gemeente, wat ons dink oor mekaar is ongelooflik belangrik. En Paulus roep die ouens hier op tot eensgesindheid. So hy praat van, wat is die dinge wat ons een maak? Wel, as jy die liefde van die Here ontdek het, die liefde vir jou, dan aanvaar jy per definisie of by implikasie eintlik, dat daai liefde wat vir jou bedoel is vir jou buurman ook bedoel. Vir die mense, vir die persoon langs jou, die een wat langs jou staan in worship, maar van wie jy nie baie hou nie. Ek is een met hierdie persoon. So, een in liefde, een van hart, met ander woorde, ons het dieselfde hart, God se hart is nou ons hart. Waar kom dit vandaan? Want hy lees Esegiel 33, ek sal vir jou hart van klip uitruk en jou hart van vlees gee, né? En dan sê Paulus in Romeine 8, en in 2 Korintiërs 3, dan sê hy, die wet van God is nou geskryf op ons harte. Dit is die probleem met die wet. Ons het laas keer daar gepraat, laas jaar oor gesels. Die wet kan nie jou hart verander nie. Die wet kan vir jou sê wat reg en verkeerd, maar dit kan nie jou hart verander nie. As jy die Here leer ken en jy aanvaar Christus en jy skuif onder sy heerskappy en jou sonde word vergewe, dan word jou hart van klip, daai kliphart wat nie wil ruimte maak vir jou buurman nie, wat nie wil ruimte maak vir die EFF nie, wat nie wil ruimte maak vir Afriforum nie, wat nie wil ruimte maak vir Donald Trump nie, wat nie wil ruimte maak vir Kamala Harris nie, wat nie wil haal hy uit. So, nou gee ek jou hart van vlees. Beteken nie jy sien nie meer die foute raak nie. Beteken net, jy het nou 'n ander hart. En vir ons wat tot geloof kom, beteken dit ons het nou een hart. Ons het almal God se hart. 'n Hartoorplanting het plaasgevind. Die kerk se hart klop nou uit een hart. As hier 60 mense sit of hoeveel het ingeskryf? 100 en weet nie hoeveel nie, 120. Sê jy sit 100. Beteken dit daar's nie 100 harte wat klop nie. As een. Ons het een hart. En dit klop. En dit is God se hart. Dit is God se hart wat in ons klop. En daarom is bekleierery en konflik en oneensgesindheid so anti-evangelie. So een van hart,
een in strewe. Dis baie belangrik. Ons het nie dieselfde doel. Nie net ons een hart nie, en ons het een bron van liefde nie, wat vir ons almal geld nie. Ons het een strewe, een doelwit. Daarom kan ons met mekaar, as ons dieselfde doelwit het, dan kan ons weet, ons kan maar bietjie met mekaar uithou. Ons is op pad na dieselfde eindbestemming toe. Ons lewens het dieselfde doel. Die wil van God wat vir my buurman geld, vir die persoon wat langs my sit, geld vir my ook. Dis God se wil dat ons in liefde moet lewe saam met ons medemens, die wêreld 'n beter plek moet maak. Dis sy wil dat my buurman dit ook sal doen. My medegelowige wat saam met my waar ook al is, met wie ons saam in Tembisa kuier, met wie ons het dieselfde strewe. En dis waarom dit so belangrik is dat ons oor grense heen die Here se liefde mekaar openbaar. Dis waarom dit so belangrik is om Tembisa toe te gaan. Want hoe groter die menslike grense is wat jy oorsteek, hoe duideliker word die eenheid van die Here dat ons een is saam met daai mense. Ons doen nie hierdie goed vir die snaaksigheid om mense besig te hou nie. Dis gospel. Dis die eensgesindheid waarvan Paulus praat. Maar dis nie 'n kuns om eensgesind te wees waar ons almal 'n klomp whiteies Afrikaners, ons is almal dieselfde. Weet, ek bedoel, dit is groot genoeg wonderwerk dat ons een is. Ek bedoel, let's face it. Maar as jy gemeng is, of jy kuier saam met ander mense, of jy toon dieselfde barmhartigheid en hartlikheid teenoor mense wat anders lyk en ryk as jy, dit, veral mense natuurlik wat medegelowiges is van jou, dis wanneer die eenheid van Christus duidelik word. So hierdie is ongelooflik belangrik. Een liefde, een van hart, een van strewe. Vers 3, moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. As ons net hoofstuk 2 vers 3 kan toepas in hierdie land van ons, alle probleme op 'n einde. Ag die ander een hoër as jouself. Weereens, ons moet nie sentimenteel wees hieroor nie. Wat beteken dit nie? Dit beteken nie ons konfronteer nie mense nie. Dit beteken nie ons praat nie met mekaar nie. Dit beteken nie ons het nie verskillende opinies nie. Dit beteken nie ons moenie daaroor gesels nie. Maar daar's 'n dieper eenheid wat in ons saamwerk, daar's 'n dieper hart wat in almal van ons klop. En jy moet altyd in hoe jy praat met die ander persoon dit met 'n nederigheid doen en met 'n diensbaarheid waar jy argumenteer nie vir jouself nie, maar vir die welsyn van die ander persoon. Dat om te weet as daai persoon die waarheid ontdek, sê nou ek het 'n bydrae om te lewer. Sê nou ek is meer reg as hy of sy. Nou jy moet in die eerste plek baie versigtig wees voor jy dit besluit, want baie mense dink hulle is reg en hulle is nie. Maar dan beteken dit, ek probeer dit oordra, nie om 'n argument te wen nie, maar omdat daai persoon gaan bevoordeel as hy dit sien. Maar dieselfde moet jy vir jouself sê. As jy 'n standpunt handhaaf wat dalk nie reg is nie en jy dink dis reg, gaan jy verloor uiteindelik. Dis waarom Paulus praat van 'n nederigheid, dat ek moet toelaat dat 'n ander persoon my ook oortuig. Hoër ag as homself. Vers 4, julle moenie net elkeen aan julle eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. So, en julle sal hoor, as ek toevallig van politieke figure praat, julle weet ek is glad nie in politiek geïnteresseerd nie, die wat my ken, weet dit baie duidelik. So ek sal een oomblik van die een ou praat en ek sal 'n ander oomblik van 'n ander ou praat en dan sal heeltemal verskil met mekaar. So moenie enigiets inlees as ek enigiemand spesifiek quote nie. Maar ek weet nie of julle gesien het toe J.D. Vance het gepraat het oor die wat genoem het die Ordes Amoris. Wie kan dit onthou? Hy het gepraat daar's 'n orde van liefde. En wat nou ek sou nie iets daaroor gesê het nie as hy nie gesê het dis 'n Christelike beginsel nie. Hy het gesê daar's 'n orde van liefde. Jy moet eers jou eie mense lief hê, die mense naaste aan jou en dan die ouens 'n bietjie verder en dan moet jy die ander lande se mense lief hê. Dit is nie Christelik nie. Okay? Ek hou van J.D. Vance. Maar hy het daai dag nonsens gepraat. Alright? Dis nie waar nie. Daar is nie 'n liefdesvolgorde nie. Dis altyd vyande en jou eie mense. Tegelyk. God is die oorsprong van liefde. Daar's heeltemal genoeg liefde vir almal van ons dat ons albei gelyk kan lief hê. Want
onbeperkte wese is die bron van hierdie liefde. Ek hoef nie, jy weet, toe ek my vrou getrou het eendag, en Ruben word gebore, toe het ek nie my liefde wat ek vir haar het, in die helfte gedeel, en 50% vir Ruben gegee nie. En toe kry ons vir Jessica, en toe het ek my liefde wat ek vir Ruben gehad het in die helfte gedeel, toe, jy weet, en toe het ek die ander vir helfte vir haar gegee, toe is elkeen so 'n derde gehad nie. Nee, hoe meer jy het om lief te hê, hoe meer liefde is beskikbaar. Want die oorsprong van liefde is onbeperk, hy's unlimited, hy's ewig. Hoe meer jy lief hê, hoe meer mense daar is om lief gehad te word, including al jou vyande, hoe meer liefde is tot jou beskikking. As oorgenoeg liefde om tegelijkertijd jou vyand lief te hê en die mense naaste aan jou. Dis nie of die een of die ander nie. Dis altyd albei. En dis tricky, dis 'n tightrope om te loop, maar dis ons roeping. In vers 5. Nou sê Paulus, nou verantwoord hy so 'n bietjie hierdie eensgesindheid en die nederigheid. Hy sê, vers 5, dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat daar ook in Christus Jesus was. En dan doen Paulus 'n vreemde ding. Hierdie van vers 6 tot 11 is die teologiese swaartekrag van die hele brief. Dis die teologiese swaartepunt van alles wat Paulus sê. Hy begrond hierdie eensgesindheid, hy begrond hierdie onselfsugtigheid, hy begrond hierdie nederigheid wat ons moet hê, begrond hy in die volgende. Hy sê, hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op godgelyke wyse nie beskou as iets waar hy homself moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot die dood, ja, tot die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus, wat elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, in case waar iemand onder die aarde bly, die knie sou buig en elkeen sou erken, Jesus Christus is die Here tot eer van God. Nou moet ek dadelik 'n baie interessante ding wys. Hierdie is baie mense, baie teoloë het gesê hierdie is 'n himne. Met ander woorde, dit is 'n reeds bestaande lied wat in die vroeë kerk bestaan het, wat iemand geskryf het. En Paulus haal dit net hier aan, want dit is baie duidelik dat dit poëties van aard is. Jy kry 3 strofes. As jy gaan dit nie hier mooi sien nie, maar in die Grieks het jy 3 strofes. En dan het jy 'n middelpunt, net een sinnetjie, middelpunt, en die middelpunt is, ja, die dood in die kruis. Dis die middelpunt. En dan volg daar nog 3 strofes. En die strofe voor die middelpunt, praat alles oor Jesus se lyding. Die strofes na die middelpunt, gaan alles oor sy verheerliking. Hier het hy opgeoffer, hierdie is alles wat hy opgeoffer het, en hierdie is wat hy gekry het by God die Vader as gevolg daarvan. Maar die hele ding draai om die middelpunt van selfs 'n dood aan die kruis het hy aangesterf. So baie mense sê hierdie was 'n lied in die vroeë kerk. Ander ouens sê dis net 'n stuk poëtiese prosa. Met ander woorde, dit was nie 'n bestaande lied in die kerk nie. Paulus het dit heel moontlik self geskryf en dit ingesit. Maak nie saak wat dit is. Die punt is hierdie storie van Christus wat hy hieroor skryf is so beautiful. Hy moet dit sing. Hy kan dit nie skryf in dogmatiese vorm nie. Hy wil nie net hier inligting gee nie. Hy wil die beauty van die Christus storie vir jou uitwys. So hy sing dit. Toe Epaphroditus hierdie brief teruggevat het en Griekse briefskryf het so gewerk, in elk geval met Paulus, die draer van die brief moes die teologie van die skrywer van die brief verstaan, want die draer van die brief het by die nuwe gemeente gekom, want in daai dae het hulle geskryf wat hulle in Latyn noem scriptum continuum. Dit beteken, hulle het alles aan mekaar geskryf, daar was geen spasies nie, nie tussen paragrawe nie, nie tussen woorde nie, alles aan mekaar geskryf. So hoe weet jy, waar moet die woorde afkap? Die draer van die brief weet waar die woorde afkap, want hulle ken vir Paulus.
So dis die draer van die brief wat daai boodskap oordra. En ek wonder of Epaphroditus of dalk Timoteus, ons is nie seker nie, toe hulle by hierdie gedeelte gekom het of hulle dit gesing het. Want hulle moes dit dan voordra. En die woord wat hulle baie keer gebruik het vir die ou wat dit voordra is 'n Hippokrates. Ons het die woord hipokrit daarvan afgelei, maar dit is nie 'n hipokrit in die eerste plek nie, dis 'n akteur. So hulle het hierdie mense het Paulus se briewe voorgedra aan die gemeente met drama en intonasie en so dit is so 'n bietjie van 'n jy weet, hulle het Paulus se emosie gehoor in hierdie brief. En die kans is goed dat toe Epaphroditus hier gekom het dat hy hierdie gesing het. So ons sien hier 'n paar interessante goed. Ons sien in vers 6, kom ons gaan net so 'n bietjie stukkie vir stukkie deur hom. Ons sien in vers 6, hy wat in die gestalte van God was. So hier sien ons 'n baie belangrike ding, dat Jesus, sê Paulus is van ons vroegte geskrifte, hierdie weet ons nou al, skryf hy omtrent in 60 tot 62 na Christus. En ons sien dat hy het beslis geglo in die vooraf bestaan van Jesus, wat ons noem die pre-eksistensie van Jesus. Nou dis belangrik in teologie, want baie mense sê die godheid van Christus het eers later ontwikkel in Johannes Evangelie, wat in 90 na Christus geskryf is, maar ek bedoel, hierso sê Paulus het baie duidelik, dat Jesus het bestaan. Hy het sy bestaan trouwens op God gelyke wyse, nie beskou as iets wat hy tot sy eie voordeel gaan gebruik nie. Hy het sy hoë status by God, nie beskou om te sê, ek is deel van die drie-eenheid. I mean, after all, hoekom moet ek nou aarde toe gaan? Hy het daai reg wat hy gehad het, opgegee, en nie tot sy voordeel gebruik nie. Nou, dis 'n interessante ding, die maaklike geboorte, is 'n, verskoon my, is nie eintlik iets wat in die Nuwe Testament so belangrik is nie. Alhoewel mense nou 'n groot ding, ons moet glo in die maaklike geboorte, natuurlik. Maar die maaklike geboorte word net in Lukas 2 vir ons gegee en in die Matteus Evangelie. Nooit weer praat die Nuwe Testament daaroor nie. En eksegeties is dit eintlik hoe jy weet hoe belangrik iets is dit heeltyd herhaal word. Dit word glad nie herhaal nie, maar die pre-eksistensie van Jesus word die heeltyd herhaal. Sy vooraf bestaan. Dit kry ook in Kolossense 1. Hy het voor sy eie inkarnasie al bestaan. Hy was die tweede persoon van die goddelike drie-eenheid wat in die inkarnasie, in sy menswording met ander woorde, die gestalte van 'n seun aangeneem het, die gestalte van 'n slaaf, onderdanig aan die Vader. Was hy voor die inkarnasie onderdanig aan die Vader? Waar was hy? Op God gelyke wyse. In die inkarnasie het hy die gestalte aangeneem van 'n onderdanige seun. So hy het in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan homself moes vasklem nie, maar het homself verneder, beteken hy het homself leeg gemaak. Daai kan ook vertaal word met hy het homself niks gemaak. Hy het die laagste vorm van menswees aangeneem, die gestalte van 'n slaaf. En aan mense gelyk te word. En dan gaan hy verder, toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. So Paulus sê hierso, hierdie is so 'n mooi storie, jy moet dit eenvoudig sing. En hierdie storie, hierdie gedig, hierdie lied, hierdie song, is die oplossing vir onderlinge verdeeldheid in 'n gemeente. 'n liedjie is die oplossing vir verdeeldheid. God se karakter word uitgebeeld in wat Jesus gedoen het. Om homself vrywilliglik op te gee vir sy vyande. Vir die hele wêreld. En as daar ooit onderlinge verdeeldheid is, moet mense hierdie lied memoriseer en vir hulle self dit oorsing en sing en sing tot hulle een word met die mense rondom hulle. Want ons eenheid is gebou op hierdie. Christus wat in die gestalte van God was, hy het baie meer reg as ek en jy gehad om te beklei met enige iemand. Hy het baie meer reg gehad as ek en jy om te argumenteer en te stry met enige iemand. En hy het dit alles opgegee.
en sy lewe kom gee, en dis die voorbeeld wat ek en jy volg. Dis meer as net 'n voorbeeld. Hulle praat in teologie hier van die orde van verheerliking. Ons eie verheerliking is nie ons verantwoordelikheid nie. Jy hoef nooit enige iets doen om jouself te verheerlik nie. Jy hoef nooit enigiets te doen om jou eie naam hoog te hou nie. Al wat jy moet doen is om jouself oor te gee, om jouself op te offer. God is die een wat jou verheerlik. Want daar's 'n belangrike rede waarom Paulus dit sê. Want as jy hierdie gedeelte lees, dan sien jy, as jy mooi kyk, sien jy die storie van Adam op 'n omgekeerde manier. Wat het Adam begeer? Hy het begeer om soos God te wees. En hy het homself probeer verhef en toe word hy verneder. God se verheerliking werk aan die ander kant om. Verneder jouself eers, soos Jesus. Gee jouself aan die wêreld rondom jou, soos Jesus, en God sal jou verheerlik. So, hy sê, hy het homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot die dood, ja, die dood in die kruis, daar's die middelpunt, en dan staan daar, daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef, en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus, elkeen wat in die hemel, en op die aarde, en onder die aarde is, die knie sou buig. Dis waar vereniging plaasvind. Efesiërs 1, 9 en 10, Kolossense 1. Elke knie sal buig, elke tong sou erken, Jesus Christus is die Here. Daai aanhalingkie, Jesus Christus is die Here, is die eerste vroegste geloofsbelijdenis van die vroeë kerk. Dit was hulle eerste geloofsbelijdenis. Jesus is die Here. Tot eer van God die Vader. Hoekom? Want dit was die drie-eenheidse plan om hierdie te doen. Natuurlik, daar's baie indikasies dat hierdie natuurlik ook op Jesus se godheid dui, boonbehalwe sy pre-eksistensie, sy vooraf bestaan. In Jesaja 45 vers 23 en 24, julle kan net 'n notaatjie maak daarvan, julle kan dit gaan opsoek by die huis, Jesaja 45 vers 23 en 24, dan sien jy hoe Jahwe, God van homself praat, as dat voor hom sal elke knie buig. So as Paulus hierdie lied sing, of hy skryf dit, en Epaphroditus sing dit, dan word dieselfde taal gebruik as wat oor God in die Ou Testament gebruik word. Hier word dit oor Jesus gebruik. So as in die Ou Testament sal elke knie voor God gebuig word, hier word elke knie voor Jesus gebuig, wat vir ons sê dat Jesus gelyke status het met God. Dis waarom ons glo dat Jesus die enigste weg is. Dis nie dat ons hom teen ander godsdienste wil diskrimineer nie, natuurlik nie. Maar die punt is, Jesus het die beste CV van alle ander godsdienstige leiers. Dit beteken net, slegs by hom is daar lewende water te vind. Slegs by hom is daar lewe te vind. Dit gaan nie oor, jy weet, ons is reg en julle is verkeerd nie. Dit gaan oor, as jy in die woestyn is, waar kry jy ware lewende water? En dit is God se punt. Jy kry dit net by die God van Jesus Christus. Net daar is ware lewe te vind. So dis 'n omgekeerde storie, hierdie gedig, hierdie song, wat Paulus as het ware sing, is 'n omgekeerde, is 'n omdraai, is 'n reverse, dit is Adam en Eva se storie in reverse. Wat Paulus sê, dis wat Jesus kom doen het. Hy die skade, die disharmonie, die oneenigheid, die blame shifting, die vyandskap van Genesis 3, het hy in Jesus in reverse gear geplaas. En die ironie is, nou gaan ons vorentoe. In reverse gear. Dis God se logika. Nou kan ons met mekaar saamleef. Want ons leef nou in Christus. Ons leef ons storie binne in syne. Kry ons dit reg? Nee, ons sukkel, man. Maar ons kan dit net reg kry deur te onthou waar ons in posisie is. Onthou nou, julle ken al van Paulus oor die jare heen. Onthou nou, Paulus sê indikatief beginsel, of liewer sê indikatief imperatief beginsel. Ek vertel dit maar oor en oor en oor, net soos die Genesis 3 verhoudings, want as jy dit onthou, dan onthou jy die absoluut die fondasie van geestelike ontwikkeling en geestelike groei.
Jou indikatief is jou posisie voor die Here. Dit kan niemand van jou wegneem nie. Dis joune in Christus Jesus. Dis jou geskenk wat die Here vir jou gee. Dis verniet. Dit staan in die boek van die hemel. Is jou naam opgeskryf. Jy's sy kind. Jy's vry. Jy's vergewe. Jy's 'n nuwe mens. Al daai goed. En dan het jy sy imperatief beginsel waar hy bevele gee. So hy sê julle is 'n nuwe mens, leef nou as nuwe mense. Julle is nou in Christus, leef nou asof julle in Christus is. Want jou posisie kan niemand aan verander nie. Maar hier in ons alledaagse lewe, hier struggle ons. Ons sukkel. Maar die beste begin om te maak is om te onthou wat jy hier in posisie is. Niemand kan dit vir jou wegvat nie. Leef nou, jy's 'n burger van die hemel. Leef nou soos een. So jy spandeer jou hele lewe daaraan om te leer. Hoe lewe ek in hierdie gebroke, stikkende wêreld as 'n burger van die hemel? En dit is die fondasie van ons eie geestelike groei. Alright. Ek wens ons kan nog 'n rukkie hierby stil staan. Maar ek wil nog graag hê 'n bietjie daar met tyd vir vrae miskien ook wees. So kom ons lees vers 12. Miskien ook net dit sê. Iets oor nederigheid en oor dienaarskap. Ons sukkel in ons gemoed om God te sien as 'n dienaar. In Lukas 12 dan sê Jesus, die seun van die mens sal daardie dag, dan wanneer ons by hom is, sal ons almal in die etenstafel sit en die seun van die mens self sal die mense bedien. Hy sal die diensknegt wees. So alhoewel hy verheerlik word, gaan hy die verheerlikte diensknegt wees wat ons gaan almal mekaar dien. En dit voel amper vir ons godslasterlik om daaraan te dink dat God 'n dienaar is. Dat God die gestalte van 'n slaaf aangeneem het. Maar hier's hoekom ons so dink. Want ons value nie dienaarskap nie. Ons dink dis 'n low life tipe van funksie. God sê dis 'n high life tipe van funksie. Die grootste mense dien. Die mense met die hoogste karakter dien. Die mense op die bottom van die food chain, die mense in die top van die food chain. Mense wat God ken. Hulle dien. Mense wat in God se oë die hoogste is. Is nie mense met status wat almal het wat alles vir hulle aandra nie. God sê die hoogste status word aan mense gegee wat dien, want dit is wie God is. Dis God se karakter, hy's 'n dienaar. Soos ons gevra word om te dien, word ons gechallenged deur die Heilige Gees om te word soos God self. Hy's 'n dienaar. Okay, nou is ons regtig by vers 12. My geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was. Des te meer moet julle gehoorsaam wees nou dat ek nie daar is nie. Julle moet met eerbied en onsag julle daarom toelê om as verloste mense te leef. So, hier's 'n ander manier waarop hy sê julle is burgers van die hemel. So as julle burgers van die hemel is, hoe leef julle? Wel, julle is mos nou verlos. Julle is in posisie verlos van die dood, verlos van julle eie sonde. Julle het 'n nuwe identiteit. So, dis jou identiteit, dis jou indikatief. Wat is 'n indikatief in ou Afrikaans of Engels? Die van julle wat kan onthou van skool daar af. Dis 'n stelsin. Die hond is mooi. Dit is so. Dis 'n Hoe lag jy? Is 'n hond nie vir jou mooi? Okay, of iets anders. Die vrou is mooi. Is dit vir beter? So, dis 'n indikatief. Dis waar. Dis 'n stelsin, né? En 'n imperatief is 'n bevelsin. Hierdie moet jy doen. So, ons is verloste mense. Nou sê Paulus, okay, so leef nou as verloste mense, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam gemaak het om sy wil uit te voer. En dan sê hy nou hoe? So hoe leef jy as verloste mense? Doen alles sonder kla of teepraat. Hey man, is dit nie 'n lekker enetjie daai nie? Hoe gaan die mense weet van die verlossing wat beskikbaar is in Christus? Jy mou nie. Sorry. Gooi my, sue me, shoot me. Doen dit alles sonder kla
of teepraat. En hoorie, ek daag jou uit om Paulus se briewe deur te lees in een plek kry waar hy moan. Gaan soek bietjie. Hy vermaan baie mense. Hy sê vir hulle, hey, julle moet beter leef. Maar hy moan nooit oor sy eie omstandighede nie. Hy vra nie eers vir mense om vir hom verlossing te gee van sy eie omstandighede nie. Ek bedoel, hierdie skryf hy uit die tronk uit. Lees 'n bietjie die brief. Kyk 'n bietjie of hulle enige tyd vra om te bid vir sy verlossing. Hy wil nie verlos word nie. Hy wil hê die Romeinse soldate wat hom gevange hou moet verlos word, so hy sal liewer 'n gevangene bly. Efesiërs, selfe storie. Vers 6 vers 18. Dan sê hy vir hulle, bid vir my. Dan dink jy, okay, hier's hy nou. Hy's ook mens, dankie tog. Hy bid vir sy eie verlossing. Nee, bid vir my sodat wanneer ek die evangelie verkondig het, ek dit met nog meer vrymoedigheid sal kan doen. Bid nie vir sy eie verlossing nie. Beteken nie jy mag nie, as jy nie moeilikheid is nie. Of course mag jy. Dit gaan oor die gesindheid wat ons bevry. Dit gaan oor die gesindheid wat uiteindelik vir my en jou blydskap gee, is 'n fokus op die ander, is 'n ding, dis iets wat die Here se liefde met jou doen. Dit oorweldig jou so geweldig, sodanig, dit gee vir jou so 'n ander lewensvisie. Dat jy dit reg kry, bonatuurlik, deur die krag van die Heilige Gees om verby jouself te kyk, in die nood van ander. En jouself 100% as 'n diensknegt te sien. So, doen alles sonder kla of teepraat. En dink ons nie ons het baie om oor te kla nie. Ons kla nog almal, jy weet, ek sien nou al die kort videoetjies wat 'n klomp moeswillige ouens maak soos die beter einders of by the way, ons gaan Dinsdag aand hier by die kerk 'n debat hê so 'n bietjie oor grondonteiening, hoor. So julle moet dit nie mis nie. Dinsdag dis nou gisteraand oor 'n week. So eerskomende Dinsdag. Maar anyway, dit nou maak 'n nota en kry klaar en fokus net gou weer. Alraai, dit is dan maak van die Afrikaners, en ek hou nogal af van, ek dink dis ons Afrikaners het nogal daai vermoë om dit te doen. Ons maak 'n grap van alles, maar hierdie is 'n baie positiewe grap. Dan my een pel Johan Erasmus, hy's een van die ouens wat Dinsdagoggend aand aan die debat gaan deelneem. Ek dink is by Klein Kariba of iewers gewees of by neem met die mense af, jy weet die ouens het so lekker in die swembaddens baljaar, jy weet alles en sê hoorie, hy wil net sê vir almal wat so geweldig swaar kry hier in Suid-Afrika, wat nou almal op pad is Amerika toe, jy weet ja, ons moet maar van mekaar bid. En die ouens baljaar aan die water en hulle braai en hulle gaan te kere. Daar is mense wat gaan swaar kry in Suid-Afrika. Is so. Ook blankes. Maar dit gaan waarskynlik nie ons gemeenskap wees nie. Ek sê nie van ons gaan nie swaar kry nie, maar gewoonlik die armste van die armes wat swaar kry. Maar ons kan nie regtig swaar nie. Navorsing wys is die rykste mense wat die gemaklikste is vir die meeste kla. Dit is net hoe dit is. En ons pilletjie moet ons monde toemaak. Ons het nie rede om te kla nie. As ons 'n probleem wil skets om dit op te los, by all means, skets die probleem. Maar kom ons hou op moan. Kom ons maak hy besluit sommer nou. Die Here is hier, is sy woord hierdie, hy sê ons moet. Hy stel vir ons die voorbeeld, so let's do it. Kom ons kyk of jy een dag kan deurkom sonder om te kla. Begin nou, 24 uur, môre aand 8 uur dan check jy weer. Dan kan ons almal op ons knieë sak en sonde bely en nagmaal hou en kom ons kyk of ons net 24 uur kan gaan sonder om te moan. En as jy mag dit nie ophou doen totdat jy nie reg gekry het nie. En aangesien jy dan reg gekry het, hou sommer aan. Okay. So hy sê, doen alles sonder kla of teepraat, sorg dat jy bo alle verdenking staan. Paulus is hard op hierdie, hy sê dit gereeld. Hy sê dit vir die ouderlinge. In 1 Timoteus 3, julle moet onberispelik wees. Blameless. Dit kan nie perfek nie, maar daar moet geen klag teen jou ingebring kan word nie. Nou dis snaaks, want jy kry valse klagtes. Dit is so, en dit spreek weer aan in 1 Timoteus 5. Sê hy, 'n klagte teen 'n ouderling of 'n leier moenie sommer net geglo word nie, dit moet bevestig word, 2 of 3 getuies, want jy sal dit kry. Maar sover dit menslike afhang, moet jy blameless wees. Daar moet geen ding wees waaraan jy skuldig is, geen dealbreaker nie, wat jou kan onthef as 'n leier van die gemeente, of as 'n klein groep leier, of as net iemand met invloed.
Dis nie 'n posisie te wees nie. Leierskap in die kerk is nie 'n posisie nie, dit is 'n invloed wat jy het. Dit is ons getuienis. So bo alle verdenking en opreg bly, onberispelike kinders van God, te midde van 'n ontaarde en korrupte mense. Dis hoe jy die lig skyn. Jy word nie soos hulle nie, jy mou nie soos hulle nie. Jy kla nie oor dieselfde goed waaroor hulle kla nie, jy kla oor ander goed, okay? Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld, deur die woord van die lewe uit te dra. Dan sal ek op die dag van Christus kom rede hê om trots te wees, omdat dit sal blyk dat ek nie verniet ingespan het nie. Paulus is nog 'n ding hieroor. Hy sê dit vir die Galasiërs ook op 2 plekke. Ek vrees ek het verniet on julle gewerk. Ek het my tyd gemors. Paulus, jy weet, vir hom is tyd belangrik. Hy klink soos 'n regte westerling. Hy wil nie sy tyd mors nie. Ek sê dan het ek nie verniet my tyd ingespan nie. En hier verbind hy die Filippense se werk met sy eie werk. Dan het ek nie verniet gesoog nie. Julle geloof is 'n offer in diens van God. Selfs al word my bloed daarbey as drankoffer uitgegiet. Hy sê selfs al word ek gemartel en dan gaan ek dood, is ek daaroor bly. Kyk nou hierso. In hierdie oorblywige stukkie kom die woord bly 3 keer voor. Ek's daaroor bly. Ja, ek saam met julle almal bly. O nee, is 4 keer. Ek het daai een gemis. Om dieselfde rede moet julle ook bly wees. Ja, saam met my bly wees. Ja. Paulus se doel is die blydskap van die gelowiges. Ek wil julle moet gelukkig wees. Ek wil julle moet bly mense wees. Julle moet met die Here se vreugde leef. En daar's net een plek wat jy dit kan vind in 'n donker wêreld, en dis aan die voete van die een wat die donkerte oorwin het en wat vir jou 'n nuwe koninkryk gee waar binne jy kan bly, wat vir jou nuwe burgerskap gee, wat vir jou hoop gee op die toekoms en wat vir jou 'n incredible taak gee in hierdie wêreld. Of jy nou 'n ingenieur is, of jy 'n onderwyser is, en of jy 'n ma is wat kinders grootmaak, of jy 'n onderwyser is, ons het almal een taak en dit is om sy lig te dra. 'n Amazing ding van hierdie Filippense ouens is, of vrouens liewer, was seker 'n ou tussenin iewers. Is 60 jaar later het hulle nog steeds hierdie blydskap gehad. Ek wil julle bekendstel aan 'n ou met die naam van Polycarpus. Wie het al gehoor van Polycarpus? Okay, julle paar van julle, mooi. Polycarpus was die disipel gewees van Johannes. Johannes wat Jesus se disipel was, wat die evangelie van Johannes geskryf het. En hy skryf 'n brief aan die Filippense in die jaar 120 na Christus. So wanneer skryf Paulus? Ja, so 60, né? 60, 62 iewers daar tussenin. En hy skryf die volgende vir die Filippense, hoor nou eens 'n bietjie. So wat het Paulus gesê in die eerste hoofstuk? Hy het vir hulle gesê onder andere vers 9, 1 vers 9, ek bid dat julle liefde al hoe meer sal toeneem, né, in die diens van eensgesindheid, 'n begrip en fyn aanvoeling, en dan natuurlik praat hy oor blydskap, die hele plek vol. Kyk hoe skryf Polycarpus. Hy sê, I rejoice with you greatly in our Lord Jesus Christ that you have welcomed the models of true love. So hulle het hierdie liefde steeds gemodelleer. And I also rejoice because the firm root of your faith, famous from the earliest times, still abides and bears fruit for our Lord Jesus Christ. In him, though you have not seen him, you believe with inexpressible and exalted joy, joy that many have longed to experience, knowing that you are saved by grace, not because of works, namely by the will of God through Jesus Christ. It's nie amazing nie. Skryf 50, 60 jaar later skryf hy aan die Filippense, nadat Paulus 50 jaar nadat Paulus dood is. En hierdie ouens, hierdie gemeente staan nog steeds bekend vir hulle blydskap en vir die vreugde wat hulle in die Here het. So hierdie brief van Paulus het gestiek. Die Here het ingegryp in die lewens van hierdie mense. En in hulle swaar kry, in hulle verdrukking, in hulle armoede, het hulle dit reg gekry om die Here se blydskap ten volle te beleef. Kom ons maak gou klaar vir vanaand. Vers 19.
dan eintlik van nou tot aan die einde van hierdie hoofstuk gebruik Paulus twee voorbeelde. Hy gebruik van 'n goddelike lewe, van 'n blye lewe in die evangelie. Hy gebruik Jesus eers as voorbeeld, 2 vers 6 tot 11, en dan praat hy so 'n bietjie oor hoe dit nou lyk, en dan gebruik hy twee voorbeelde van mense wat hulle ken. Hy sê vers 19, 2 vers 19. Ek hoop om, as die Here Jesus wil, Timoteus gou na julle toe te stuur, sodat ek ook rus in my gemoed kan hê as ek gehoor het hoe dit met julle gaan. So hy wil eerstehands by Timoteus hoor hoe dit met hulle gaan, want hy's besorg. Ek het trouens niemand met dieselfde gesindheid as hy wat julle belange so opreg sal behartig nie. Al die ander soek net hulle eie belang, nie die van Jesus, nie die belang van Jesus Christus nie. Maar julle weet hoe betroubaar Timoteus is. Soos 'n kind saam met sy pa, saam met sy vader, het hy saam met my die saak van die evangelie gedien. Ek hoop om hom dadelik te stuur, sodat sodra ek gesien het hoe my sake verloop. En ek vertrou dat as die Here wil, ek self ook gou na julle toe kan kom. Timoteus is anders as hy ander. Ek gaan die volgende stukkie ook lees, en ek 'n paar comments daaroor maak. Dan kan ons afsluit, kyk of daar miskien 'n vraag of twee is. Vers 25, ek ag dit noodsaaklik om die broer Epafroditus, my medewerker en medestryder wat deur julle hierheen gestuur is om my in omstandighede by te staan, na julle toe terug te stuur. Hy verlang gedurig na julle almal en bly om daaroor kwel dat julle van sy siekte gehoor het. Hoor jy die onderlinge concern tussen hierdie mense? Hulle is bekommerd oor die Filippense, omdat hulle bekommerd is oor Epafroditus, hulle vriend, hulle medegelowige. Hulle is so angstig daaroor. Paulus sê, ja, ek wil hom so gou as moontlik aan julle terugstuur, maar hy's nog 'n bietjie siek. Maar moenie worry nie, is alright. Hy sê hy was ook inderdaad, vers 27, hy was ook inderdaad doodsiek. Maar God het hom oor Epafroditus ontferm. En nie net oor hom nie, maar ook oor my, sodat ek nie verdriet sou hê nie. Ek stuur hom dan so gou as moontlik terug, sodat as julle hom weer sien, julle weer bly kan wees en ek minder besorg. Ontvang hom met oop arms as 'n broer in die Here en beheen manne soos hy met agting. Want deur sy werk vir Christus het hy by die dood omgedraai. Hy het sy lewe gewaag om my die hulp te verleen wat julle self nie kon gee nie. Paulus is nie bang om mense as 'n voorbeeld te gebruik nie. Hy doen dit ook met homself. In 1 Korintiërs 11 vers 1 sê hy, volg my, soos ek die voorbeeld van Christus volg. Paulus was nie sentimenteel nie. Hy sê met ander woorde, soek mense uit in jou omgewing wat vir jou soos Jesus lyk. En gebruik hulle as voorbeeld. Dis fyn, jy ken ons die evangelie, jy gaan ons nie hulle verheerlik uiteindelik nie. Jy gaan net bloot hulle as gewone mense sien, maar wat jy die krag en die bystand van die Heilige Gees het reg gekry het om so 'n voorbeeld te wees, dat hulle vir my 'n voorbeeld is. Daar's altyd mense wat beter is as ek, wat tussen my en Jesus staan, nie tussen ons bedoelend dat hulle in my pad staan nie, tussen my en Jesus op pad na heiligmaking toe, op pad na volwassenheid toe, op pad na groei na Christus toe, wat vir my 'n menslike inspirasie kan wees in my groei na Christus toe, wat my kan inspireer om meer soos Jesus te wees. En Paulus sê, Timoteus is so ou, Epafroditus is so ou, en hoekom is hulle sulke mense? Want hulle toon die diensbaarheid van hoofstuk 2 vers 6 tot 11. Hulle het hulle lewens gewaag, hulle gee hulle self op, hulle stel 'n voorbeeld. Hulle gee hulle lewens in diens van die evangelie en in diens van die gemeenskap, en Paulus sê, julle kan hulle gerus as 'n voorbeeld gebruik. Ek wil net kyk. O ja, kyk gou, dis interessant, blaai gou 'n bietjie na 3 vers 17 toe. 3 vers 17. Hier gebruik Paulus dieselfde voorbeeld weer van homself. Hy sê, wees my navolgers, broers, en let op die mense wat lewe volgens die voorbeeld wat ons vir julle stel.
So hier som dit eintlik mooi op, né? Soek die mense uit wat soos Christus lyk. Al is dit net in sekere areas van jou lewe of areas van hulle lewe wat hulle soos Christus lyk en volg hulle in daai spesifieke areas en hulle kan julle help as inspirasie om uiteindelik die pad na Christus te vind in terme van die vrug wat julle in hom moet hê. Waar's daai vraebord van ons? Is hy iewers of het julle hom weggegooi? Hallo? Waar's hy? Die vraag, het jy hom, Belinda? Sorry? O, skryf sy nog. Okay. So terwyl daar nog geskryf word, is daar 'n vraag wat iemand soms vir my mondelings wil vra. Ek sal dit mooi herhaal dat almal mooi agter kan hoor. Right, draai na mekaar toe. Gesels gou 'n bietjie oor hoe die afgelope 2 weke, laasweek en vanaand, wat hoor jy die Here vir jou sê? Vir jou persoonlik. Okay. Dis julle cue, julle kan wegtrek. Net 'n goue wenk om seker te maak jy kommunikeer reg, jy hou dit persoonlik. Praat in die eerste persoon, praat van ek en my. Okay, nie 'n mens nie, nie hy nie, ek of my. Alright, dan sal julle kan verder gaan. Dankie hoor. Right. Okay. Hierdie deel van die oefening is eintlik die belangrikste. Ons moet met mekaar kan deel. Ek weet dis die ongemaklikste, maar dis ook wat so belangrik is. Okay, alles wat ongemaklik is goddelik. Julle kan dit maar onthou. Ek bedoel ons het nou vanaand Filippense gelees. So as julle dit nou nog nie vang nie, dan weet ek nie. Alright. So wat sê 'n paar van julle deel bietjie met ons? Net so 1 of 2? Of is dit persoonlik? Dis okay. It's alright. Okay, kom ons gaan in die vrae toe. So kom ons kyk gou 'n bietjie. Iemand vra rondom 1:29. Wat sê 1:29? God het julle die voorreg gegee of begenadig om Christus te dien, nie alleen deur hom te glo nie, maar ook vir hom te ly. Alright, so. Rondom 1:29 is dit dan dat God moeilikheid toelaat vir ons om te groei, nader hom te kom, of stuur hy die moeilikheid vir dieselfde doel? Dis 'n baie goeie vraag. En ek dink nie jy kry teks in die Ou Testament wat dit laat klink asof God dit stuur, maar ek dink die Nuwe Testament laat 'n bietjie van 'n skadu daaroor val. Ek dink as mens praat oor God se regering, die Nuwe Testament praat bitter min daaroor dat God goed stuur oor jou pad, baie intentioneel. Dis meer 'n kwessie van hy laat die wêreld toe om gebroken te wees, want dis wat die mens gekies het 'n hele klomp jaar gelede, en dit is almal, ons leef almal in hierdie gebrokenheid, maar die gebrokenheid en die ellende van die wêreld
vang hom nie onkant nie. En ons moet dit verwag in ons lewens en wanneer ons dit kry, dan moet ons weet God gebruik dit om ons te laat groei. God laat nie goed gebeur net bloot om ons te laat groei nie. Sy groei is 'n prioriteit by hom. Ons groei is 'n prioriteit by hom. Maar ek dink nie jy kan so praat daaroor dat die Here slegte goed oor jou pad stuur nie. So toelaat is 'n ding wat ek baie meer gemaklik is mee. Die Here moet sekere dinge toelaat vir die wêreld om sy gang te gaan, vir menslike keuse om regtig sy volle gang te neem. En ek dink God is teen evil. So hy stuur nie evil na jou lewe toe nie. Hy is die vyand van die dood, hy is die vyand van evil, hy is die vyand van siekte. Weet hy dit gaan gebeur? Ja, want hy weet alles. Laat hy dit toe? Ja. Kan hy sy naels daaroor? Nee, want jy behoort aan hom en hy's lief vir jou en hy's met jou. En lyding maak ons sterker. En dit is die beste getuienis vir die wêreld. God is ongelooflik lief vir jou. So ek dink die toelaat is ek baie gemakliker mee, maar hy laat ook nie goed toe net terwyl hy vir my en jou groei nie. Hy laat net goed toe want dit is hoe die wêreld werk op die oomblik. Dit het eintlik iets met sy heerskappy te maak wat ons nie heeltemal verstaan nie. Dit moet ons eintlik toegee. Ons moet nie sê God laat dit toe om nie, want wat ons weet nie hoekom laat hy goed toe nie. Wat ons wel weet is hy gebruik dit vir ons eie groei. En omdat Jesus voor ons uitgegaan het, deur die grootste moeilikheid denkbaar, hoef ons nie moeilikheid te vrees nie. En daarom het hy volle empatie met ons deur Christus aan die kruis en hy lei saam met ons in moeilike tye, maar kan die krag van die opstanding werk in die swaar kry en die lyding wat ons elke dag beleef. Mag ek as Christen dan vir Putin kritiseer en sê ek hou nie van die man nie? Of moet ek net stil bly? Wel, wat jy ook al van Putin sê, moet tot heil wees van die wêreld. Dit beteken, natuurlik mag jy vir Putin kritiseer, dit hang af wat jy sê oor hom of hoe jy praat oor hom. Jy kan sê ek stem nie saam met die ou se keuses nie, natuurlik. Jy moet sê hoe val jy dan oordeele en stel jy 'n posisie as jy iemand nie kan kritiseer nie. Maar hier's een ding wat ek dink, ek gaan môre toevallig 'n bietjie van 'n video opneem, sommer net so 'n 15-20 minute ding op Agora Cafe wat ek net op my eie gaan doen. Wat ek net 'n bietjie praat oor hoe hoor ons God se stem in 'n Trump wêreld. Want dit is 'n vrek belangrike ding, maar hier's 'n belangrike ding. Kom ons pas dit nou toe op Putin. As jy mense kritiseer, as jy Putin kritiseer, vir die welsyn van die wêreld, dan moet daar goed wees van Zelensky waarmee jy ook nie saamstem nie. Net dan mag jy Putin kritiseer. Want as jy net kritiek teen Putin het, dan beteken dit jy het nie mooi geluister nie. Niemand is net sleg of net goed nie. Ook nie Trump nie, niemand nie. So as jy nie na die ander kant geluister het, en dit het my baie ontstel oor die goeters op sosiale media, dis meestal eensaidig. Jy hoor net anti-Trump, net pro-Trump, net anti dit, net pro dit. Of Israel, en daar's niks, daar's geen balans nie. Mense is baie meer kompleks as dit. Selfs evil mense het goed in hulle. Ek gaan hard soek om iets in Hitler te kry, maar wat hy gedoen het is evil. Is so. Maar selfs hy was nie net sleg nie. Alhoewel, jy weet, die oordeel wat die geskiedenis op hom vel is definitief completely evil en daar's baie groot sprake dat hy demoniese besetenheid kon beleef, wat ook al. Maar, so ons moet in ons kritiek van mense onthou net, Putin is deel van die sendingveld. Is julle met my? Trump en al sy opponente, en Biden en al sy opponente, is deel van die sendingveld. So Christene praat nie oor die sendingveld in vyandige taal nie. Jy kan kritiseer nes jy wil as jy bedoel om foute uit te wys en om donkerte en evil uit te wys, maar wees versigtig want jy gaan nie. Ons ongelukkig is in die tyd waar ons mekaar evalueer op mees oppervlakkige maniere in die geskiedenis. Ons maak verskriklike vinnige oordeele oor
oor mense. Verskriklik vinnig. En ons weet die minste. Ons in die media wat ons gebruik om inligting te bekom, gee vir ons die minste oor iemand. So as jy nie na al die kante geluister nie, shut up. My persoonlike opinie, nederige opinie. Okay. So ons moet kritiseer as ons wil donkerte, sonde, ewel aan die lig wil bring. Jy moet kritiseer. Maar wees versigtig hoe jy kritiseer. Dis nie eenvoudig nie. Veral nie in vandag se wêreld nie. Dis wat Aristoteles altyd gesê het, die ou Griekse filosoof, jy het die twee uiterste standpunte, maar moet jy weet, die waarheid is waarskynlik baie nader hier in die middel. Hy het gepraat van die redelike gemiddelde. Ek sien geen redelike gemiddelde byna by enigiemand nie. Maar een ding sê ek vir jou, ek luister na niemand wat net een kant stel nie. Niemand. Ek blok sulke ouens op Facebook, ek gaan nie daar nie. Ek luister na podcasts wat die een week interview hulle Hamas, en die volgende week interview hulle Israel. Dis die goed waarna jy moet luister. En jy moet ek dink ons moet as gelowiges bitter versigtig wees. Ons ongelukkig as 'n groep, ek praat nie vir julle nie, want wel ek hoop nie ek praat vir julle nie, maar ons skyn nie op die oomblik die lig op sosiale media nie. Ons is almal op hol en fanaties. En dit is nie dan sien jy die vriend van die waarheid nie. Alright. Goed, aan enetjie. Hoe bemoedig jy mense aan wat al so moeg is om te hoor van God se heerskappy, die grace in lyding en die eindpunt doelwit wat voorlê? Hoe laat mens toe dat hulle dit mag grieve? Wel, hulle moet tyd gegee word om dit te grieve. Onthou net, as iemand, wat sê Paulus in Romeine 12 as hy praat van mense wat treur? Moet jy vir hulle advies gee? Nee, wat sê hy? Treur, saam met die wat treur. So as iemand deur swaar kry gaan, dan sê nie vir hom, hey man, moenie worry, lees Paulus. Nee, hy het Paulus nodig, maar dis nie waar hy nou is nie. Alright? So hy gaan met Paulus uitkom waarskynlik as hy regtig op soek is na die Here in hierdie hele proses. Maar wat doen jy aanvanklik? Jy treur saam met die mense. Dieselfde Paulus skryf in Romeine 12. Moenie slim wees nie. Moenie vir hulle versie stuur nie. Moenie sê ek het jou gedink, ek sê liewer net ek dink aan jou, ek bid vir jou. Wat kan ek vir jou doen? En wees met hulle. In Job sien jy dit, as Job swaar kry, die eerste 7 dae het Job se vriende niks gesê nie. Hulle was briljant in hulle stilte. Die hele toer, die hele partytjie het begin suiddryf toe hulle begin praat het. So as iemand deur swaar kry gaan, huil saam met hulle. En as hulle jou vra, dan kan jy sê. Ons het laas week Handelinge 16 gelees in vers 6, hoekom die Heilige Gees hulle verhinder om die woord in Asië te verkondig? Wel, want hy het kort daarna het hulle die visioen gekry na Macedonië toe. So obviously die Heilige Gees het in gedagte gehad hulle in Macedonië moes uitkom, en hy wou nie gehad het hulle moes nou tyd verspil op ander plekke nie. So baie interessante gedeelte daai Handelinge 16. Want Paulus het nie gewag om leiding van die Here te kry. Hy het net beweeg. En sy motto is, ek gaan, want ek verstaan die Here se opdrag, gaan jy na al die nasies toe, so hier gaan ek nou. Ek gaan nie bid vir wysheid nie, ek gaan. So Here, waar ek nie moet wees nie, stop my. Dis nogal my gebed ook. Wie van julle het StrengthsFinder al gedoen? StrengthsFinder? Okay, so wie van julle het Activator? Okay, ek het Activator in my top 5. Activator bid nie eintlik vir, hy sê die Here, hier gaan ek, stop my maar net. En dit is 'n bietjie Paulus se strategie. Here, ek weet wat ek moet doen, ek gaan dit doen. Stop my. En dis min of meer wat gebeur in Handelinge 16. Hierdie aanskrif is so mooi, maar kan dit nie lees nie. Ons is as disippels, vissers van mense, in liefde vir almal, in eensgesindheid. So is ons familie en veral volwasse kinders en ons kleinkinders ek is nie seker wat daar staan nie. Hulle het ons tyd en sorg nodig. Hoe bereik ons
kinders en kleinkinders om nie lou te wees nie. Help asseblief. Okay. Nee, ek verstaan die basies. Ek hoop ek verstaan die basies. Just familie. Yay, what shall we do? Familie is tough. En partykeer is familie die verkeerdste mense om vir mekaar te preek en advies te gee. Daar's 'n mate van magteloosheid wat jy het as dit kom by jou familie. En die beste wat jy kan doen is om jou familie te ondersteun, om die verhouding sterk te hou, om liefde vir hulle te gee. Hang af wat jy verhouding ook met jou kleinkinders. As jy baie goeie oop verhouding het met jou kleinkinders, dan is daar 'n brug waaroor jy die evangelie kan dra en dan is daar openheid. Maar my ervaring is dat jy moet bid dat iemand anders wat buite die familie is met hulle vriende maak en dat die persoon, hy of sy vir hulle die preekwerk doen, dat hulle vir hulle die advies gee, want familie is bitter moeilik. Ek het amper nie regtig vir jou advies hier nie, behalwe om regtig te bid, om te ondersteun, om by te staan, hou die verhouding sterk, sodat as die behoefte van die ander kant af kom om jou advies te vra, dat daai brug reeds gebou is. Dis die belangrikste. Ek het bitter min gesien dat ek en Mariet met ons kinders dieselfde goed gegaan. Toe ons kinders so tieners was, toe kom ons agter, nou luister hulle nie so lekker vir ons nie. Hulle begin nie meer na hulle maatjies luister. Want ons sê ons vir mekaar, kom ons gaan die volgende paar Desember vakansies gaan ons op 'n CSV kamp daar by die see gehou word saam met 'n klomp vriende van ons. En aangesien ons nou nie vir ons eie kinders kan preek nie, laat hulle maatjies en ander mense vir hulle preek. En dit het baie goed gewerk. Partykeer moet jy situasies invent waar ander mense vir jou kinders kan preek en nie jy nie. En dit vat wysheid maar om te weet jy wanneer jy dit moet doen. So lyk my dis dit. Ja. Goed. Sorry, julle is so 8 minute oor die tyd, kom ek bid vir ons. Jo, Here, Paulus vat ons maar diep en eintlik moet 'n mens net in stomme verbasing staan en luister na wat hy sê en sit en luister en hoor. En al wat ek weet, Here, is dat daar's 'n kant van geloof wat ek nog baie van moet leer en ek seker my broers en susters saam met my hier voel in 'n groot mate dieselfde. En ek wil net vir u vra dat u ons op hierdie pad sal vat. Dankie dat u dieselfde Filippense vir ons sê dat u sal die goeie werk wat u in ons elkeen begin het, klaarmaak en volëindig tot op die dag wanneer Jesus kom. En ons bid vir dit. Ons bid dat u ons werk in ons sal klaarmaak. Dat u werk binne ons sal klaarmaak, Here, en dat u die werk in ons kinders en kleinkinders waaroor ons nou geskryf het en vrae gevra het, dat u die werk in hulle ook sal klaarmaak en sal voltooi. Daar's so baie van ons wat besorg is oor ons familie, ons pa of ma of boetie of sussie of kinders, kleinkinders. En ons bid, Here, dat u sal ingryp in hulle lewens. Dat u sal opdaag op 'n manier wat undeniable is. Dat hulle u duidelik sal beleef en sal weet, hierdie is u wat met hulle praat. Asseblief, lei ons, bid vir môre, ons bid vir die res van die week, dat ons 'n ongelooflike week sal hê. En dat ons u lig sal skyn, met u vreugde en u vrede en rustigheid in ons harte sal stap. Ons bid dit als deur Jesus in u naam en almal antwoord. Amen.